bepaal. Goeiemôre en daarmee groet ek julle vanoggend op Dinsdagoggend die 10de Junie 2025 hartlik hier van die Walle van die Groot Rivier. En ja, ek wys vir julle net so die inleidende gedeelte daarvan ons afgelope Angola toer tydens Desember verlede jaar. En dis nou weer tyd vir ons om 'n toer te doen na Namibië en ons het nog 'n bietjie plek daar, ons gaan 'n draai maak, ons gaan in die ou hoop opry, Rietfontein oor, daar Goggas verby en al langs die Olifantsrivier afry, deur Windhoek tot in Okahandja, van daar af na Tsumeb, deur die Tossa af suidwaarts, Karibib, Spitskoppe, Gohani-Kontes en natuurlik Henty, Swakopmund, Walvisbaai, bietjie duinery, bietjie visvang, 'n bietjie rondkyk en 'n boottrip daar in die hawe van Walvisbaai. En ons besoek dan ook daarna vir Sesriem en Sosselvlei, Aus, Lourits, by die Kokerboom woud daar in Keetmanshoop voordat ons dan terugkeer na Appington op die 15de Julie. Ons vertrek natuurlik vanuit Appington op die 28ste. Ons het plek vir nog so 2 voertuie wat kan saamry vir die wat sou belangstel. Daar's heelwat mense wat sê hulle sal volgende keer saamgaan, maar ons weet nie of daar 'n volgende keer is en of daar 'n volgende geleentheid gaan wees nie. Want terwyl 'n mens so iets doen, moet jy ook maar op jou hoede wees vir wat kan gebeur. Ek gee ook terugvoering oor die pas afgelope naweek se jeugkamp, ons eerste jeugkamp van die jaar, wat daar by Warmbad gehou is, 6 tot 8 Junie, deur SBB Brigadier Kobus Loubser en sy helpers, het hulle 'n baie suksesvolle jeugkamp aangebied en natuurlik is dit vir ons baie belangrik om die jeug gemotiveerd te hou, om hulle betrokke te kry en hulle deel te maak van die hele proses. Maar vanoggend wil ek stil staan weer eens oor die hele konsep van oorlogvoering, hoe dit oor die jare verander het. As ons nou kyk na die Eerste Wêreldoorlog, hoofsaaklik loopgraaf oorlogvoering, van loopgraaf tot loopgraaf geveg. En dit was 'n ander tipe van oorlog. In die Tweede Wêreldoorlog was ook 'n konvensionele oorlog, baie meer gebruik gemaak van tanks en vliegtuie. En die ontwikkeling het oor die jare gekom en afhangende van hoe die vyand homself verdedig of die opponent homself verdedig of hoe hy aanval, bepaal op die ou ende die strategie wat jy gebruik het. Ons het 'n onkonvensionele oorlogvoering in die noorde van Namibië gevoer. Ons het 'n guerrilla oorlogvoering in 'n groot mate gevoer, iets wat begin is gedurende die Boereoorlog vir die eerste keer deur generaal Koos de la Rey en dan natuurlik ook Christian Beyers en die hele Christian de Wet. En dis waar dit ontstaan het. En toe kom die Golfoorlog, Midde-Ooste oorlog, al die kleiner oorloë en alles raak 'n spoedoorlog waar mense met geweldige spoed inbeweeg en dit gaan oor die grondgebied te dek met spoed. En ons sien toe in die Oekraïne-Russiese oorlog, sien ons hoe 'n oorlog begin as 'n uitputtingsoorlog waar die een kant aanval en die ander kant verdedig, maar in die proses vernietig hulle opponent se toerusting. En ons het gesien hoe drones in die spel gekom het, hoe drones gebruik is om die oppositie aan te val, hoe die drones met 'n plofkop binne in 'n tank vasvlieg, die tank ontplof dan. Ons het gesien die teenmaatreëls wat gekom het, wat die siwe is wat oor die tanks en die voertuie gespan word, sodat hierdie drone, hierdie FPV drone,
nie teen die romp ontplof nie, maar 'n paar duim weg wat hom dan eintlik half onskadelik maak. Ons het gesien hoe hierdie drones ingevlieg word binne in loopgrawe in. Dit wat in 1914 9 tot 1918 in die Eerste Wêreldoorlog ondenkbaar was van bo af, is nou iets wat beteken 'n loopgraaf is nie meer 'n veilige plek vir die gewone infanteris om weg te kruip of om 'n skuilings te soek nie. Dis asof hierdie drones die hele tyd jag maak van almal. Dis dan ook interessant om te sien hoe die drones aanvanklik elektronies beheer was, of kom ons sê dan eerder per sein met 'n GPS sein en 'n verbinding met 'n frekwensie gewerk. En hoe daar 'n teenvoeter vooruitgevind is deur daardie EMP-sein te onderbreek, deur sekere toerusting op die voertuie te monteer en dan ook sulke wapens op die drones te rig. Toe begin hulle met die drones wat met optiese vesel werk, of fiber soos dit algemeen bekend is. Kilometers fiber wat uitrol agter die drone sodat die drone nie geaffekteer kan word deur enige teenmaatreëls nie. Maar vir elke manier word daar mos 'n teenvoeter gevind. En die volgende videoetjie wat ek vir julle gaan speel is juis om vir julle te wys hoe so 'n teenvoeter dan nou gevind is en hoe eenvoudig dit partykeers kan wees. Want ons as mense soek altyd die oplossings op moeilike plekke met ingewikkelde toerusting, ingewikkelde maniere en stelsels, maar kyk net gou vir ons hierna. Die Oekraïense drone is nou besig om daar te vlieg. Hy's op soek, daar gaan die drone nou verby. Dis 'n optiese vesel drone wat verbygaan, dan sien jy hier spring 2 Russiese soldate uit die loopgraaf uit en hulle hardloop en hulle soek na hierdie optiese veebeltjie en hy knip hom met 'n skêr af. En kyk wat gebeur. Gedoem. In die oomblik toe daai optiese vesel gesny is, toe is die drone buite beheer en val hy. Nou dis bloot vir interessantheid dat ek hierdie ook vir julle nou gewys het. Dit was nogal vir my interessant dat 'n eenvoudige skêrtjie op die einde van die dag die lewens van 'n paar man waarskynlik gered het. Nou in die Tweede of in die Eerste Wêreldoorlog het hulle baie lugballonne gespan en dan as die mense met die vliegtye verbykom, dan vang die vliegtye se vlerke daai kabels en sny die vlerke af of beskadig hom sodanig dat die vliegtuig nie meer kan voortgaan nie. Dis absoluut eenvoudig geweldige ontwikkeling wat plaasvind. Ons sien nou boonbehalwe die drones, gebruik hulle ook drones wat gewondes afvoer, wat oor die grond kruip, wat nie vlieg nie. Dit word in 'n afstand af beheer en hulle lewer voorrade, ammunisie so af en hulle bring natuurlik ook gewondes op daardie manier uit. En so ontwikkel oorlogvoering dat dit eintlik vir jou heeltemal vreemd en onbekend voorkom van hoe dit altyd was. Nou dit moet 'n mens waarskynlik op alle terreine verwag. Voertuie raak meer modern, het meer gadgets in om dit so te noem. Hy verrig nog dieselfde funksie, maar dis die gemak waarmee jy dit kan doen wat lei tot voertuigontwikkeling en natuurlik veiligheid speel ook altyd deurgaans 'n rol. Dieselfde geld maar op die veld van propaganda. Ons het waarskynlik met die Eerste Wêreldoorlog niks anders gehad as radio's en koerante nie. Deesdae het ons sosiale media, ons het ander maniere om dinge te doen en dit geld ook hier in Suid-Afrika. Ek het nog een laaste ding wat ek vir julle graag wil wys.
net oor te praat, en dit gaan natuurlik nou oor ons vriend Pinocchio. Nou, ons weet die loosing wat Pinocchio en sy afvaardiging gekry het daar in Washington DC by die Withuis, en die gevolge wat daarmee gepaard gaan, dan is dit net vir my interessant, en ek het 'n paar keer nou al gewaarsku, dat ons kan verwag dat daar toenemende druk toegepas sal word, en dat Pinocchio en sy bende nie gaan afsien van dit wat hulle wil doen nie. Ten spyte van dit wat die wêreld wil hê hulle moet doen, het hulle besluit hulle gaan voort met hulle planne. Soos wat hy dan hier sê, swart bemagtiging is 'n plig, dis nie 'n keuse nie, sê Ramaphosa. Nou, as ons deur die stuk lees, is dit vir my duidelik. Hy sê hier, in die aangesig van wêreldwye krisisse en plaaslike uitdaging, is dit nou belangriker as ooit om met groter erns en ambisie aan die transformasie van ons ekonomie te werk. Wat sê hy vir ons? Is dat hy ook die chaos in die wêreld, amper die ontwikkeling van die chaos soos dit uitvloei nou in Europa, die oorlog in Oekraïne, die Midde-Ooste, die geweld in Los Angeles wat nog steeds voortgaan, en dit lyk inderdaad of die mariniers nou ontplooi word daar, asof hy hierdie situasie wil gebruik om sy agenda te druk vir dit wat in Suid-Afrika volgens hulle moet gebeur en wat hulle wil laat gebeur. So ons moet op ons hoede wees juis nou. Want waar ons sou verwag het, hy moet terugstaan en amper hulle wonde lek, is hulle nou meer as ooit van mening dat dit moet juis nou deurgedruk word, hoe meer die oë en die aandag van die wêreld afgetrek word deur gebeure in hulle eie lande. Ons moet 'n toename verwag met BEE, dat hulle dan hard gaan druk, dieselfde moet grondonteiening, grondbesettings, hulle gaan dit nou doen, meer en meer. Maar dit maak vir ons, as mense wat deur al hierdie veranderinge saam geleef het, gesien het, hoe het ontwikkel het, begin 'n mens dan ook besef, dat ons is verantwoordelik vir ons eie beveiliging op die ou einde van die dag. Ons het gesien, ons ervaar dit, dat die polisie en die weermag nie meer in staat is, en ook nie die politieke wil het, om alle inwoners van Suid-Afrika te beskerm en te beveilig nie. Nie eens hulle eie mense nie. Hoeveel minder sal hulle omgee vir wat met ons kan skeefloop langs die pad. En daarom is dit ons verantwoordelikheid om die hele tyd bewus te wees, om ons oë op die front te hou en te bly by dit wat belangrik is. En dit is om te oorleef, wat ons moet deel raak van 'n groter plan. Ons moet werk na 'n punt toe, waar daar 'n toekoms geskep kan word vir ons kinders, ons kleinkinders en ons nageslag. Maar nie net 'n toekoms nie, daar moet hoop geskep word. Daar moet herbouing plaasvind, 'n nuwe groei moet beleef word. En dan sal ons uiteindelik suksesvol wees. Mense, geniet vanoggend julle kondensmelk koffie, en ek gesels môreoggend weer met julle, en indien daar enige een van julle is wat belangstel om saam te toer, kontak ons kantore, kontak vir u stel, praat met haar, kry jou dinge in plek, ons tyd daarvoor loop ook uit. Baie dankie, lekker dag, en soos ek gesê het, is ek môreoggend terug by julle.